Die volk wat in duisternis ronddwaal, het uiteindelik 'n groot lig gesien. Hulle wat in die stikdonker land woon, oor hulle het 'n lig geskyn. Die Here is my lig en my redding. Vir wie sal ek bang wees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sal ek skrik? Ons is in die tyd wat ons dink aan Jesus se verskyning op ons aarde. Jesus kom met 'n nuwe boodskap, Jesus kom met 'n nuwe verstaan oor lewe. Jesus kom nie net met reëls om te sê, jy moet jou nou begin gedra, jy moet nou beter wees, jy moet meer vriendeliker wees nie. Jesus kom en sê, ek wil aan julle kom bekendstel 'n nuwe wêreld. En om deel van hierdie nuwe wêreld te wees, wil ek vir julle sê, wil ek vir julle wys, hoe werk hierdie wêreld? Ek wil vir julle sê, dit is die kode van hierdie wêreld wat jy kan gebruik. Dis die software wat jy moet download om in hierdie wêreld te gebruik, wat se op nog kan gebruik. So is totaal en al 'n nuwe uitdaging wat die Here na ons toe bring. En daarom het ons ook in ons beprediking het ek besluit om te sê, maar kom ons help mekaar. Hoe struktureer ek my dagboek vir 2026? Wat is die goed wat ek moet gaan kyk? Na die tyd, miskien na 'n week, einde van die dag, of miskien aan die begin van 'n maandag, vir jou te sê, die eerste ding is, waar in my dagboek kan ek sien, ek leef in die ritme wat God vir my gee? Of waar laat ek my voortjaag met wat die wêreld van my verwag? Prestasie en sukses en om mense tevrede te hou en bang wat mense van my sal sê. Of waar in my lewe, waar in my dag bou ek 'n moment in om net te sê, Here, net vir hierdie 5 minute wil ek hierdie gebed bid wat ek vir jou daar geskryf het, sommer net vir Epifanie tyd. Net om my te help vir daai oomblik. Want dit is eintlik wat die ritme van my dag bepaal. Laas Sondag het Henny met ons bepraat, daar's 'n ander ding wat ons in ons dagboek moet kyk. Wat maak my dagboek van my? Maak die dagboek my 'n slaaf van 'n wêreld wat dink die enigste manier om te oorleef is ek moet vir myself sorg? Soos vol angstige goedjies gesit wat ek moet doen, en hier moet ek aflaai, my kindertjies moet hieraan deelneem, en hulle moet hierin presteer, en dan moet hulle hier speel. So, ons wil alles organise, want ek is verantwoordelik om in die beheer van my lewe te wees. Of, sê my dagboek, ek verstaan aan wie ek behoort. Deur Jesus is ek God se kind. My dagboek vertel dat ek weet in wie ek my vertroue sit. Of sê my dagboek, my vertroue is eintlik maar in myself, my vermoëns, my krag. En vandag wil ons bietjie kyk oor 'n derde punt wat my dagboek wil doen. Help my dagboek my om deel te wees van die heelword van hierdie wêreld. Volg ons die ster wat ons na Jesus toe wil lei? Of volg ons die liggies wat vir ons wil sê, daar gaan dit lekker wees, daar gaan dit opwindend wees, daar gaan jy jou geluk kry, daar gaan jy jou vrede kry? Of sê my dagboek, ek verstaan wie ek is, ek verstaan wie die ritme van my lewe bepaal, en vandag ek verstaan wat my rol moet wees hier op aarde saam met ander mense. Nou, ons is in 'n wêreld wat oorlog siek geraak het. Ons is in 'n wêreld waar daar oorwegend meer opgewondenheid is om mense dood te maak. Ons sien oral die oorloë, maar ons is ook deel van 'n wêreld wat ons vreeslik maklik met sosiale media mekaar kan afbreek. En gou vir jou lelike goed sê. Want ek hoef jou nie te face nie, ek hoef nie te sien wat die impak van wat ek vir jou sê, wat ek hier tik nie. So is gesigloos. So ons het 'n kultuur gekweek. Ons het 'n stuk gif in die grond ingewerk, en nou is ons verras oor die vrot wat dit na vore bring. Ons hou dit in stand. Dis vreeslik maklik om karaktermoord
sommer te pleeg. Ek sien alweer, hierso is nou weer sekere groepe in die kerk wat nou die waarheid weet. En enige iemand wat nie dink soos hulle dink nie, is nou van die pad af en julle gaan dit binnekort hoor. So ons is besig met karaktermoord. Ek bou verdag, ek maak jou verdag. Ek maak jou 'n vyand. Ek sit jou onder 'n groepering, dis hoe julle is. Ek bou 'n stelsel waarin ek jou eintlik ontmagtig. En dis die tipe gif wat ek en jy maar in ons hande inhou en maklik in stand hou. En dan skrik ons dood as ons die oorlog sien. Daai mense mal. Maar ek en jy bou aan 'n stelsel. Ek en jy voer die grond met die gif, sodat die dooie goed kan opkom. En daarom is ek en jy verantwoordelik om ook te sê, is my lewe deel van die bou van 'n lewe aan die regterkant? Of is my woorde en my gedagtes deel aan 'n wêreld wat my uitkoms gee aan 'n oorlog? Kom, ek gaan vir ons voordaan. Here God, U is die bron van lig en van lewe. Leer my daarom vandag om in U tyd te leef. Nie gejaag nie, maar getrou. Herinner my wie ek is in Christus, dat my dade uit genade en roeping sal vloei. Bewaar my hart in eenheid en liefde, sodat ek brûe sal bou waar daar verdeeldheid is. Gee my U wysheid, dat ek nie my lewe meet aan sukses nie, maar aan gehoorsaamheid. Maak my stil genoeg om te luister na U Gees, voor ek praat, besluit of optree. En trek my vandag nader in U teenwoordigheid, sodat alles wat ek doen, deur U vuur gevorm sal word. Amen. Kom ons kyk die gedeelte wat Paulus nou skryf, en onthou nou, ons is in die eerste gedeelte, die issue is hierso, julle loop die gevaar van skeuring. En dit gaan nie dat ek nou vanoggend ons hier oor geskeurdheid praat en so nie. Ek dink die teksgedeelte wil ons help om te sê, hoekom is daar die risiko van skeuring? Hoekom is daar die risiko dat 'n ou sy lemoene vat en waai? Nee. Want dit gaan oor 'n bepaalde ingesteldheid binne ons, 'n misverstaan of 'n manier wat ons toelaat dat die wêreld ons denke beïnvloed. En ons is nie eerlik daaroor nie, of ons is nie bewus daarvan nie, of ons werk nie daarmee, ons gee dit soort van verskoning, almal is mos nou maar net so. Maar op die ou end is die impak dat ons nie die evangelie kan verkondig nie. Dat ons op die ou end nie vir mense kan sê, maar ons boodskap wat ons het, is lewensveranderd nie. Dit word net so 'n kerk toe gaan nice to have. Ek doen 'n beroep op julle almal, broers, in die naam van ons Here Jesus Christus. Belangrike sinnetjie. In die naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Dit gaan hier oor die naam van Jesus. Dit gaan oor die eer van God, dit gaan oor die eer van die evangelie, die naam van ons Here Jesus Christus. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie, asseblief nie, ons moet nie eendersdenkend wees nie. 1 Korintiërs 12 gaan juis oor die gawes, dat ons verskriklik verskeidenheid onder ons moet hê. Ons moet so dankbaar wees. En daarom gaan daar verskillende maniere wees wat ons baie keer oor goed dink. Ons is nie eendersdenkend nie. Ons deel nie mekaar se breine nie. Maar om eensgesind te wees is iets anderste as om dieselfde te wees. En ons word nie geroep om dieselfde te wees. Ons word geroep om eensgesind te wees en te sê, ek gee jou die geleentheid om dit vir my so te sê. Ek wil daarna luister, verduidelik vir my om te sê, al klink dit hoe vreemd oor hoe ek dit sê. Want dit gaan oor die naam van Jesus. Right, julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde uittuiging. Ek sê dit my broers, omdat van Chloe se mense my vertel het, dat daar daai woordjie oneenigheid onder julle is. Daarmee bedoel ek dat een sê, ek is vir Paulus. Kyk hoe verwar ons die naam, né?
In plaas van in die naam van Jesus, begin ons nou te sê, jong, jy moet Philip Yancey se boeke lees. As jy nog nie Philip Yancey gelees het nie, dan het jy nog nie gearriveer nie. Ek is Paulus, hy is die stigter van die gemeente. Ander een sê, nee, ek is Apollos, is 'n briljante dominee daai. Hy is 'n baie goeie spreker, mens kan regtig na hom luister. Ander sê, nee, ek is van Cephas, van Petrus, hy is een van die oorspronklike apostels van Jesus. Hy is nie hierdie tweedehandse goedjies nie. Ander ene sê, ek is vir Christus. Daai slim, ons kerk is eintlik die regte kerk. Ek is van Christus. So Christus word sommer nou my eiendom. Ek is nie meer die naam van Christus bo my nie, maar Christus is nou sommer hierso deel van my speelbal waarmee ek myself wil verdedig. Daai woordjie, jong, die Here het mos nou vir my gesê. Ons mag dit sê, maar jy moet baie versigtig wees as jy dit sê. Jy moet baie versigtig wees. En wees versigtig as iemand dit vir jou sê om jou nie te laat mislei nie. Ons is mense. Ek weerhou my van daai sinnetjie. Want ek ken myself. Ek weet, ek is op 'n bepaalde manier geleer hoe om die Bybel te lees. Elkeen van ons het op 'n bepaalde manier geleer om die Bybel te lees. So ek kan vir jou met die grootste vermoedigheid sê, dis hoe ek hierdie gedeelte interpreteer met dit hoe ek geleer is en dit wat ek nagevors het en dit wat ek ontdek het werk in die lewe, hoe om hierdie gedeelte te lees. Dit is wat ek vir jou kan sê. As 'n ou vir jou sê dit staan daar, is dit nie waar nie. Dit staan nie daar. Dis hoe hy dit interpreteer. Dis hoe sy geleer is deur haar kerk om die Bybel te lees. En dis oukei. Ons eensgesind moet wees om te sê, maar as ons met mekaar hieroor praat, bring dit ons by Christus uit, of verdeel ons dit? Is ons onder die naam van Christus, of is ons onder die naam van my argument? Is ons onder die naam van jou verstaan en jou interpretasie? So, hierdie gedeelte kom en sê, ons moet baie meer krities oor onsself wees. Dat die manier hoe ons sê, dis in die naam van Jesus, dat ons eintlik mekaar uitjaag. Dan gaan hy verder, en Christus, dan kom hy nou sê, is Christus dan nou in stukke verdeel? En nee man, Christus is mos net een en dieselfde. Het Christus verskillende boodskappe? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Julle hang nou so mense aan. Julle is nou so beïndruk met hulle, maar as hulle vir julle gekruisig? Nee. Jesus is gekruisig, hy het die verlossing gebring. Niemand anders kan vir ons verlossing bring nie. Dit is 'n belangrike gedagte wat ek in my lewe moet dra, wanneer ek 'n ander ou se boeke lees, wanneer ek na 'n dominee luister. Hy is nie my verlosser nie. Ek gaan nie kerk toe omdat daai dominee my verlos nie. My ingesteldheid is om deel van hierdie gemeente te wees, want dit gaan vir ons oor die naam van Christus. Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Joh, kyk, daai ou doen 'n wonderlike doop, né? Paulus sê, kom ek sê sommer vir julle, ek het bitter mense. Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe vir Crispus en Gaius, vreemde name, ek is bly hulle nie gedoop nie, sou nie hulle name reg kon kry nie. Niemand kan dus sê dat julle in my naam gedoop is. Nee, ek het ook nog die huisgesin van Stefanus gedoop, maar verder weet ek nie of ek nog iemand gedoop het nie. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Wow. Om die evangelie te verkondig. Wat is die evangelie? Dis wat die doopwater sê. As hierdie water op jou sit, dan is dit die teken om te sê, jy behoort aan Jesus Christus. Jy is syne. Van hier af, neem Jesus vir jou eienaarskap. Vir wie jy word, en waarmee hy besig is in jou. Van hierdie oomblik af, vra jy, wat is belangrik, wat slegs tot eer van Jesus is. Om die evangelie te verkondig, en dit nie met woorde van menslike wysheid nie, want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor. En dan die laaste versie, die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan,
Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Is 'n klomp oud studente wat by die professor klas gehad het, sou op 'n stadium gesê het, ons wil graag by ons professor gaan kuier, en vir hom afspraak gemaak, en hulle by sy kantoor ingegaan, en daar gesit, en hy lekker gesels, en hy het gesê, kan ek vir julle asseblief almal koffie gaan maak nie, en hy het gegaan. Nou as jy weet hoe lyk, ek weet vir al die ouens wat in die onderwys is, as jy in die kombuis kom waar die onderwysers se bekers is, almal is verskillend, nie een van daai bekers lyk dieselfde nie. So, en daar kom hy, en hy het 'n skingbord gevat, en hier sit nou 'n klomp van sy studente, wat nou besigheidsouens is, 'n CEO, belangrike mense, en hy kom met hierdie skingbord, maar dit is scattered, dit is plastiek bekertjies, dis hoë porselein, dis dik glas, dis groot glas, dis blikbekertjies, en hy sit dit daar neer, en doelbewus hou hy hulle dop, hoe hulle kies om die bekertjies te vat. En natuurlik, gaan hulle vir die mooier bekertjies, en die meer fyner bekertjies. En toe sê hy vir hulle, pas op, want hulle vra vir hom, wat is die geheim vir lewe? Hoe behou jy in jou lewe sin? Hoe behou jy vreugde? Hoe hardloop jy nie vas aan 'n muur, hardloop jy uit nie? So hy pas op, dat jou fokus nie op die bekertjie is nie. En dat jy eintlik vergeet dat dit gaan oor die koffie. Die smaak van die koffie. Die inhoud. En ek dink dit is 'n groot deel wat Paulus kom en sê, ouens, moenie jou geloof afhanklik stel van 'n goeie prediker, of 'n wonderlike boek wat jy gelees het, of hierdie ou wat jy op TV moet volg nie, of weet jy, ons moet nou so op hierdie manier 'n kerk hou nie. Hy sê, want dan gaan jy die evangelie afwater, jy gaan dit jou verskriklik vervelig maak, gaan boring raak. Dan gaan die krag van die kruis nie in jou lewe posvat nie. Dan gaan jy met 'n sideshow jou besig hou. Dan gaan jy soos ons wêreld is, ons is absolute consumers. Ons is entitled. Alles moet tot my bes wil wees. Alles moet vir my gerieflik gaan. Alles moet daaroor gaan dat ek my sin kry. En nou kom Paulus en hy sê dit gaan hieroor dat ek en jy ons hart moet oppas. Dat ek en jy vir ons moet self elke dag sê, Here, moenie dat ek myself so immuun maak teen U, omdat ek U evangelie wil afhanklik stel van 'n prediker, of van 'n gemeente, of van 'n tipe styl van aanbidding nie. Jy mag voorkeur hê. Daar's nie fout daarmee nie. Jy gaan heel moontlik van Apollos hou, maar pas op. Pas op dat jy nie Apollos maak in die plek van Jesus nie. Pas op dat ek en jy nie begin verheerliking gee aan die beker en Jesus verneder, wat eintlik my Here moes gewees het nie. En daar is 'n groot waarskuwing vir jou en my in ons harte, om te sê, ons is so lank deel van die kerk. Ons is so ingeoefen, en fantasties, gewoontes is wonderlik. Maar dat ons amper onsself bietjie immuun gemaak het teen die boodskap. As ons die lied sing, dan sing ons maar die lied. In plaas van, Here, hoe kan hierdie lied my help om meer uit die diepte van die kruis te leef? Here, ons hou 'n bazaar. Here, hoe help hierdie bazaar my, of hierdie dankdiens vir my, om meer te verstaan oor my rol en my plek in ons groter gemeenskap? Here, ek kom elke Sondag diens doen, ek luister uit die woord uit, en ek hou van die ritme waarmee dit is. En die uitdaging is, Here, help my, dat ek oop genoeg sal wees, dat ek krities oor myself kan wees. Want dis die gevaar van wanneer jy begin dink, in die naam van Apollos is ek reg. Want nou raak jy so smart en oulik vir jouself, jy kan nie bekostig dat iemand vir jou sê, maar daar kort iets nie. Jo, daai ver van jou lewe is besig om af te kom. Want jy is so oortuig van jouself, so jy mag nie vir mense wyg, dat ek iewerste bietjie, dat daar my wiele afkom nie, so ek moet my heeltyd voorhou.
Ek moet heeltyd in argumente wees met jou, hoekom jy verkeerd is. En ek kan nie begin te luister, maar hoekom sien jy dit so nie? Wat maak dat die hoek jou daai gedeelte so laat interpreteer, want heel moontlik kan ek daarby leer. So daar is 'n heel ander benadering wat Paulus vir ons wil van bewus maak. Hy sê dit gaan nie oor kerkskering nie. Maar ons dra by tot stikkindheid en gemeenskappe wat pynlik is, wanneer ons nie kyk wat in ons eie harte gebeur nie. Ons is nie die mense wat die brûe bou nie. Ons is juis baie keer in ons optrede mense wat die brûe breek. Ons raak deel van sisteme. Die gemeenskap en die opdrag om brûe te bou is baie keer deel van die kern van die evangelie. Jesus bou die brug tussen hemel en aarde, sodat ons kan leef. Jesus se primêre evangelie is, daar's nie skeiding nie. En hoe getuig ek en jy van hierdie evangelie? Wat ek wel vir jou sê is, baie keer lê die uitdaging nie om die groot goed reg te maak nie. Baie keer lê die goed om by jou en by my dit reg te maak. Praat nie daaroor dat jy rasis is nie. Glad nie wat ek sê nie. Baie keer laat ek en jy toe dat ons in sisteme vasgevang word. Ons word slawe van sisteme. Dit is maar hoe dit is. Daai mense is so. Of daai bure van my, nee wat. Ek het so klaar 'n prentjie, 'n rampie wat ek om jou gesê het, daar's nie hoop vir jou nie. Die uitdaging van die evangelie is, daar's hoop vir almal en vir alles in hierdie lewe. En dis die uitdaging waarmee Paulus wil kom en sê, dis wat in ons hart gebore moet word. Jy hoef nie jou persoonlikheid van voorkeure van wat vir jou lekker en wat vir jou mooi is, op te gee nie. Maar gee geboorte in jou hart, dat jy weet wie jy is. Ek is 'n kind van God. Dat jy weet, ek kan my vrymaak van hierdie rampies wat ek moet opgee in 'n wêreld waar mense oorlogmal geword het. Dat ons die mense kan wees wat die draers van hoop is. Dit kan anderste. Ek kan bid. Ek kan glo, ek kan werk daaraan. Ek kan môre weer probeer as ek vandag dit nie reg gekry het. En dit maak ons draers van evangelie. Goeie nuus. Jy kan vandag weer probeer. Ek weet, dis swaar, dis taaf. Maar as jy terugstaan, dan staan jy terug en onder die naam van daai stelsel, van daai pyn, van daai verlede, van daai ervaring. Dit gee jy die naam bo jou. Sê die Here, gaan staan net onder my naam. Ek is jou verlosser. But, O Lord, our planet Earth is only a small star in space. It is our duty to transform it into a planet whose creatures are no longer tormented by war, hunger and fear, by race, color and ideology. Give us courage and strength to begin this task today, so that our children and children's children shall one day carry the name of man with pride. Dit is ons plig en vreugde om vir u te vra. Help ons om te sien wat ons kan doen, sodat ons minder ontrou aan die waarheid van u kerk sal wees. Die tekens van die nagmaal beklemtoon die evangelie. Dat Jesus sterf, sodat ons in ons verskeidenheid nie ons broer se moordenaar sal word nie, maar ons broer se versorger. Dat ons nie in ons broer se bord sal kyk oor wat hy het en wat ek nie het nie, en dit eerder daar wil uitvat, maar dat ek eerder in my broer se bord sal kyk en te sê, het jy genoeg? Miskien moet ek vir jou uitskep van myne. I'm not okay, but
when I can't